Ja, goeiemôre broers en susters, baie welkom by ons erediens. Vir die van u wat nog nie 2 Sondae terug hier was nie, wens ons 'n baie geseënde 2026 toe. Mag dit 'n jaar wees wat vol vreugde en vol seëninge is. Namens die kerk die afkondiging, die kollekte, deputate jeugsorg, verjaarsdag Dinsdag Chris Loos, Woensdag Hermine Vosloo, ons sê vir baie geluk met verjaarsdag. In die kerkgeskiedenis, die Heidelberg Katekismus verskyn 19 Januarie 1563. Kom ons sing Psalm 103, 104, vers 1, 15 en 16, terwyl ons so sit. Daar is geleentheid vir stilgebed tot die Here. Kom ons sing Psalm 43 vers 2 as die wotum. Daarna ontvang ons die seëngoed van die Here en loof met Psalm 18 vers 1. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees.
Ons bely saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterkant van God, die Almagtige Vader, waar ons gekom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Die Here God is almagtig, soewerein, hy kan maak soos hy wil en soos hy goed dink. Hy is ook die een wat totaal al onafhanklik van enige iemand kan bestaan en kan leef, Vader, Seun, Heilige Gees. En hy het uit vrye liefde, rond van sy genade alleen alles geskep, en die mens geskep as beeld van hom. Elke mens dra die beeldskap van God in jou, en deel daarvan is dat 'n mens met woorde, met taal, met God kan 'n gemeenskap wees. En daarom die vraag vir die katekismus, waarom is die gebed vir die Christene nodig? Die antwoord, omdat dit die vernaamste deel van ons dankbaarheid is, wat God van ons eis, omdat God sy genade, Heilige Gees alleen aan hulle wil gee, wat hy met hartlike versigtigheid, sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Gebed is die wyse waarop ons met God gemeenskap oefen. Gebed is die wyse waarop jy jou nood en behoeftes vir hom kan sê, en jy kan vra om jou te lei en te dra en naby te wees. En hy gee sy Gees en sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle, wat onophoudelik, met hartlike versigtigheid, daarom bid en daarvoor dank. As 'n mens bid, dan tree jy in gemeenskap met God, en leef jy saam met hom tot ere van sy naam. Dit het God ons beveel om hom te bid, die antwoord alle geestelike en liggaamlike behoeftes wat Christus saamgevat het, die gebed wat hy self aan ons geleer het. Baie eenvoudige gebed, baie basies, gaan om dit wat ons elke dag nodig het. In eerste plek om God en sy eer en sy heerlikheid. Die derde bede, wat is die derde bede? Die antwoord laat, u wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde.
Dit is gee het ons en alle mense ons eie wil prysgee, om aan uw wil wat alleen goed is, sonder enige teepraat wij gehoorzaam te wees, sodat elkeen sy ambt en beroep net so gewillig en vertrou kan beoefen en uitvoer soos die engele in die hemel. God wil in gemeenskap met die mens regeer. En daarom bid ons, laat uw wil geskied. God se wil is goed, is reg. Hy kan die toekoms sien, hy is bo tyd verhewe, so hy weet baie meer as wat ek ooit kan weet. En daarom moet sy wil, my wil word in my lewe. En daarom dan die gebed, laat uw wil geskied, en daarmee saam God te loof en te eer. Ons lees ook saam met Galasiërs 5, van vers 13 tot 26, waar het gaan oor die vrugte van die Gees. Elkeen wat 'n gebed leef tot ere van God, en saam met God 'n gebed leef, dra die vrugte van die Gees. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Dit nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Julle wet word in die een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle buit en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind. Wat ek bedoel is dit, laat jou lewe steeds in die Gees van God beheers word. As julle nooit swak voor begeerings van 'n sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is 'n stryd met die Geeswil. En met die Geeswil, stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar. En daarom kan julle doen wat julle wil nie, julle graag wil nie, maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, verdronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos al vroeër gewaarsku, wie om seker dinge skuldig gemaak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Ja, sulke dinge die weet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes verkruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moet nie verwaand wees, mekaar uitdart of met mekaar afgunstig wees nie. Ons sing Psalm 9, vers 1-3, daarna het ons saam, en daarna sing ons nog 2 verse. Onze Vader wat in die hemel is, wat 'n heerlike genade voorreg, dat ons as sondige mense, deur die soendood van Christus, met U as die heilige God in gesprek mag tree. Dus U mag ken, saam met U mag lewe, afhanklik van U kan wees, en so leef dat U naam alleen in alles in verheerlik word. Lei ons sonde en ons skuld voor U, maar ons juig oor skuldvergifnis, oor genade, oor barmhartigheid, oor soveel seën wat U gee, onverdiend uit genade alleen op grond van U grote liefde. Wil U ons deur die woord en deur die Gees vertroos, versterk, bemoedig, vermaan,
Dat ons so leef en werk dat u naam in alles in verheerlik word. Maak ons harte oop vir die woord. Wil u self seker maak dat die woord reg verkondig word volgens die mening van die Gees en suiwer volgens u woord. Dat ons dan leef as kinders van u, 'n gemeenskap met u tot ere van u naam. Wil u in self in ons midde wees en ons lei en dra. Vergewe ons sondes om Jesus naam te bid. Amen. Die profeet Jesaja, is 'n baie groot en belangrike profeet in die Ou Testament. Jesaja 1-37 gaan oor verskillende uitsprake wat God gegee het. Jesaja 38 en 39 is eintlik so 'n tussenspel, so 'n bietjie persoonlik geskiedenis van Hizkia, die koning van Juda. En van Jesaja 40 af word die terugkeer uit ballingskap verkondig. Ons lees saam met Jesaja 38, vers 1 tot 39, vers 8. Die preekskets is al heel wat paar ander skrifgedeeltes ook, wat jy rustig by uit kan deurlees, want dit sluit aan by die gedeelte wat ons vandag lees. In die tyd het Hizkia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het aan hom gekom en gesê, so sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wens is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie. Toe draai Hizkia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here. Ag Here, neem tog aan ag dat ek voor jou trou en volle oorgawe geleef het en dit gedoen het wat reg is in u oë. Hizkia het bitterlik gehuil. Die Here het Jesaja gesê, gaan sê vir Hizkia, so sê die Here, die God van die voorvader Dawid. Ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien, ek sien jou lewe met 15 jaar verleng en jou in die stad red in die mag van koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm. Ek, die Here, gee vir die volgende teken dat ek het sal doen wat ek gesê het. Ek sal die skade weer wat reeds in die trap van Aag sonbuiser afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. En die sonde 10 trappe teruggeskuif, die trappe waar het reeds afgesak het. Na die siekte herstel van die koning Hizkia gebeur het geskryf. Ek het gedink, in die vrede van my lewe sal ek sterf, of hoe leeftijd sal ek dan die dodelik oorgegee word. Ek het gedink, ek sal die Here nie meer sien nie, hier in die land van die lewendes. Ek geen mens meer sien nie, die die op die aarde woon nie meer wees nie. My woonplek is afgebreek, opgerol soos 'n skaapwagter se tent. My lewe is verby, afgebreek soos 'n weefdraad. U het aangehou om my te straf. Die hele nag stil gebly, maar soos 'n leeu het u my bene verdreef. U het aangehou om my te straf. Ek het gekerm soos 'n voël wat kerm, ek het gekla soos 'n duif. My oë het moeg geword van opkyk na die hemel toe. Here, red my uit my ellende. Wat kan ek sê? Die Here het net met my gepraat. Hy het gedoen wat hy gesê het. Ek sien my hele lewe lank swaar loop oor wat ek moet verduur. Mense leef te spit in hiervan. Here, ek staan saam kan leef, maar maak my tog gesond, herstel my. Dit was my goed om soveel te ly. U het my lief. U het my dood gered. U het al my sondes vergewe. In die doderyk kan niemand u loof nie. Geen een wat dood is kan u prys nie. Niemand in die graf nou kan u trou nie.
net hulle wat nog lewe kan U loof. So doen ek dit vandag. Vader, sal kinders van die trou vertel, Here, U het my gered. Ons liedere speel al die dae van ons lewe in die huis van die Here. Jesaja het 'n opdrag gegee dat hulle vryekoeke bring, en die spirit sit, en koning beter geword. Toe vra Hizkia, wat is die teken dat ek weer in die huis van die Here sal opgaan? Die tyd het koning Merodach Baladan, koning van Babel. In die tyd het koning Merodach Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hizkia te verstuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte en genesing. Hizkia was bly oor die gesant en in sy skatkamers gewys met silwer, goud, die kruie en die geurende olie. Sy wapenkamer en alles wat sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis. En sy koninkryk Hizkia nie, die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja van Hizkia en sê, vir hom, wat het daardie mense gesê en waarvan kom hulle? Hizkia het geantwoord, hulle het 'n ver land na my toe gekom, uit Babel. Wat het hulle in die paleis gesien, vra Jesaja? Hizkia antwoord, hulle het alles gesien wat my paleis is, daar's niks van my skatte wat ek gesien het nie. Toe sê Jesaja vir Hizkia, luister wat sê die Here die Almagtige. Daar kom 'n tyd dat alles wat jy paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy tot nou toe versamel het. Daar's niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat jy gebore het, sal gevat word en sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Dis vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Ons teksverse, Jesaja 38 vers 17, dit is my goed om soveel te ly. U het my lief, U het my die dood gered, U het al my sondes vergewe. Liefde broers en susters in die Here Jesus Christus, kan 'n mens God se wil verander? Baie mense praat van die krag van gebed. Dis nie reg nie. Hulle praat van die krag van die God tot wie jy bid. Moet die mense alles gelate aanvaar en berus dat hy almagtig is en kan maak soos hy wil? Dis wat Eli gedoen het. Lees in Samuel daarvan. Na die oordeel oor ons huis gehoor het, die verkondig is, het ek nooit gesê, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Gelate aanvaar dit. God is almagtig, ek as mens kan tog niks aantrek doen. Daarteenoor, in die vorige hoofstukke, het Hanna vuriglik tot die Here gebid, omdat sy nie kinders gehad het nie, en 'n seun van die Here afgesmeek. Tegenstelling met die inwoners van Nineve. Nadat Jona rondgeloop het en verkondig dat die stad gaan verwoes word, die inwoners van Nineve tot bekering gekom, hulle sonde bely en hulle bekeer, en die oordeel van God is afgewend van die stad. Moet die mens gelater die oordeele wil weer aanvaar, of is daar ruimte vir 'n moedige gesprek met hom oor sy besluite vir jou lewe? Voor die Bybel leer gaan daar verskeie voorbeelde van gelowiges in die Bybel wat met God geworstel het, hulle sonde bely het, opregte berou gehad het, en so die aangekondigde oordeel afgewend het. Noag was doodgewoon gehoorsaam. Hy het die opdrag gekry, nou die ark, hy het gehoorsaam gewees, hy het glad nie opgetree en tot God gebid vir die mense wat deur die sonvloed verwoes sou word. Terwyl 'n bietjie later, Abraham in Genesis 18, ernstig tot God bid vir Sodom en Gomorra. Ernstig bid dat God tog barmhartigheid betoon oor Sodom en Gomorra. Hy het gepleit en gesê, as daar slegs 10 regverdiges was, moet God tog vir Sodom en Gomorra spaar. Duidelik die verskil. Die een praat met God, pleit op sy genade, barmhartigheid, die ander een aanvaarbaarheid. Net nadat Israel die goue kalf gemaak het, na die wet van die Here gegee is, Eksodus 20, het hulle die goue kalf vereer. En God het vir Moses gesê, ek wil hierdie ongehoorsame, sondige, miswillige volk uitwis en sal vir jou 'n groot nageslag maak. Wat doen Moses? Hy het ernstig by God gepleit om nie die Israeliete uit te wis nie. Hy het vir God gesê, jy dit nie doen nie. Mense sal sê, jy kon hulle nie land inbring nie. Hy het aangebied homself dat sy naam in die boek van die lewe uitgewis kan word.
as God tog net Israel genadig sal wees, en verder lei in die beloofde land in. En toe het God afgesien van die ramp, wat hy afgekondig het oor die volk wou gebring het. Hiskia, die koning van Juda, ontvang die tyding dat hy moet gereed maak om te sterf, en bid tot God om genade, om nog langer te lewe. Hy wil God nog in hierdie lewe loof tot ere van sy naam. En onthou, in die Ou Testament was die hiernamaals nog nie so duidelik gewees as ons vandag het na Christus se koms nie. Mense gedink as jy dood is jy dood. Dis later in die gedagte na vore kom al meer en meer duideliker geword. As jy mee sterf, jy by God sal wees in heerlikheid. Dit lyk asof Hiskia aanspraak maak op sy goeie lewe om nog langer te beleef. Kan die sondige mens enige aanspraak maak die volgens die wet van die Here geleef het om nog langer te leef? Kan en mag die mense aanspraak maak soos wat Hiskia gemaak het om nog langer te leef? Hy het tot God gebid, bitterlik gehuil, kort koninklike gebed wat beskryf word. Hy het gebid, Here, red my, help my, en daarna, na hy gesond geword het, het hy lied gesing. En God het sy lewe 15 jaar verleng. Belangrik, God regeer nie met 'n doodgewone onpersoonlike dekreet nie. Hy regeer in gemeenskap met die mens. Daarom sê Hiskia, maak gereed, jy gaan sterf. Hiskia tree in gesprek met die Here oor dit wat God gesê het. Hy regeer in en deur persoonlike verbondsgemeenskap met die mens as kroon van sy skepping. Hy skenk aan elkeen sy genade, Heilige Gees, dat met hartlike versigtiging, sonder ophou daarop bid en daarvoor dank. En dan belangrik, hoe meer impersoonlik jou verhouding met hom in en deur Jesus Christus, hoe makliker leef jy volgens die wil van God, hoe makliker doen jy wat hy vir jou vra, en hoe makliker kan jy met hom praat oor wat jy graag in jou lewe wil hê. En kan jy verhouding met hom worstel om sy besluit te verander, of dat hy jou hart moet verander om sy wil te aanvaar vir dit wat hy vir jou lewe gee. So kan die mense ook die lyde en swaarte verwerk en positief leef, spite vir alle terugslae in die lewe. As jy in gemeenskap met God leef, om vra of hom sê, wat is die nood in die wêreld en so meer, kan mense insig kry dat die chaos tans in die huidige wêreld die geboortepyne van die nuwe wêreld is. Volgens Romeine, waar alles en almal daarna, die nuwe wêreld sal leef volgens sy wil in die hiernamaals. Dis 'n opdrag van hom. Ons moet in gemeenskap met hom lewe, en ons kan genadiglik alle wysheid, alle geestelike en liggame boetes vra van hom, want hy gee altyd sonder om te verwyk. Jakobus 1. Vra van die Here wysheid om te verstaan, te begryp en daarom dan te leef tot ere van sy naam. Ons kan nie sy besluit verander nie, maar hy kan dit doen. Ons kan hom vra daarvoor. Sy het gesê ons wil graag wil hê. En dan moet ons berus by dit wat hy sê. En hy antwoord die gelowige dikwels, die gelowige se versoek, wat opreg sy sonde ken en bely, antwoord hy uit genade alleen positief. Hy is die God wat sy besluit kan verander, en ons kan in gemeenskap met hom vra daarvoor en leef tot ere van sy naam. Terwyl ons dit doen, moet ons sy almag, sy wetheid erken en koninklik wag op sy besluit en aan sy besluit ons besluit te maak. Hiskia leef in gemeenskap met God en sy gebed word verhoor. Hy gee nog 15 jaar om te leef en as gelowige koning dit keer sy uiterste bes gedoen om die volk van die Here tot bekering te roep en te lei tot gehoorsaamheid, om gehoorsaam te leef tot sy eer. As mens lees van die koningskap van Hiskia, lees jy in konings, hy is 'n koning gewees volgens die hart, wat geleef het volgens die hart van die Here, uit die paaie van sy vader Dawid gevolg. Dit was sy taak gewees as teokratiese koning, om die mense terug te bring na God toe. Maar sy hervormingswerk het ongelukkig ook daartoe gelei, dat die gelowiges onaktief geword het, die staat moet doen. Die elke gelowige het nie sy eie verantwoordelikheid nagekom om te leef tot ere van God nie. En sodoende die samelewing te heilig. Elkeen is geroep om nederig in gemeenskap met God te lewe, om te dien, en sodoende die samelewing te heilig tot sy eer. Hiskia was 'n godvreesende koning wat die pad van Dawid gewandel het en groot hervormings in Juda aangebring het. Hy het die afgode uitgeroei, die tempeldiens weer ere herstel en
geleef volgens die gebooie van die Here. As mens die konings lees, een koning na die ander koning was sonde gewees, ongehoorsaam aan God, dan kry jy Hizkia, so heerlike verademing vir iemand wat die leef volgens die woord van God. En daarom was hy 'n voorspoedige koning gewees. Hy het ernstig siek geword, en God stuur vir Jesaja die profeet om te sê, dat hy gaan sterf. Hy draai sy gesig weg na die muur toe om sodoende alleen met God te praat. Alleen met God te worstel en te bid vir sy genade. Terwyl hy nederig vir die Here sê, kyk, wat het ek alles gedoen deur uw genade. Kyk na my lewe. U het my gelei en gedra om te leef volgens uw woord in die welbehaag. En daarom vra hy, verleng my lewe. Ek wil u graag nog loof en eer in die land van die lewende. Hizkia vra nie vergoeding vir sy goeie lewe nie. Hy sê nie vir God, ek het so goed geleef, jy moet dit doen nie. Hy sê vir God, kyk wat ek gedoen het deur uw genade. As my lewe langer word, dan kan ek dit nog weer doen tot ere van uw naam. Hy erken dit wat hy gedoen het slegs genade was en genade alleen. En moontlik was Hizkia daardie stadium nog kinderloos gewees en sou die belofte aan Dawid dat veral iemand op sy troon sou sit, dalk 'n gedrang kon voorkom het. God verhoor die gebed van Hizkia en laat hom nog 15 jaar lewe. Hy verleng dit, hy verander sy besluit nadat Hizkia ootmoedig met belydenis van sy sonde gevra het. Hy het gevra, U is almagtig, U is bo tyd verhewe. Ek vra, verleng my lewe uit genade alleen. Hy doen dit in baie noue persoonlike gemeenskap met hom. En God regeer 'n lewende gemeenskap met sy kinders. Hizkia moes erken en bely dat lewe en dood, dat trouwens alles in die hand van die Here is. Hy kan maak en hy kan gee wat hy wil en soos hy wil. En die lewe en dood word deur hom alleen bepaal. Nou, ware skuldbelydenis. Hizkia sê ook as jy die Here sy sonde vergewe, so hy het opregte skuldbelydenis gehad, ten spyte van sy vroom lewe, sy sonde bely voor die Here en God. En daarmee dan uit genade alleen vergifnis en lewe ontvang. En Jesaja ontvang gee 'n teken aan Hizkia dat God 'n teken sal gee om sy woord te bevestig. Die skade wees en 10 trappe teruggaan op die Agas se sonnewyser. Simbool van die verlenging van lewe. Simbool daarvan dat God bo tyd verhewe is, dat hy selfs tyd gee en tyd kan maak soos wat hy wil. Simbool van die verlenging van die lewe, simbool van sy almag. Hy regeer, hy beheer op tyd in sy raadsplan. Die son gaan terug. Sterk Hizkia se geloof, en God weer in die tempel gaan bid. Jesaja gee opdrag dat die sweer behandel moet word met 'n vyekoek, en Hizkia herstel dan. Daarna sing in die lied in die tradisie van Dawid. Dawid baie keer sy skuld en sonde bely vir God en gebid en daarna geloof en geëer. Hy vertel van sy angs wat hy gehad het vir die dood. Bely sy sonde en skuld en prys God vir die lewe wat hy gee. Hy verkondig God se almag en bely dat hy alles beskik. Die menslike insig het beperk. En Hizkia het gesien, die dink sal stel, dat die God nie meer so kon sien nie, en God nie meer kon loof die eer. Hy het gevoel terwyl hy gebid het tot God, dat God verhoor nie sy gebed nie. Hy sê selfs hy het moeg geword daarvan op te kyk na die hemel en te pleit om genade. Hy begryp nie waarom hy so swaar moes gekry het nie. Blykbaar was Hizkia daardie stadium baie ernstig siek gewees. Hy bly worstel met God in diepe afhanklikheid van sy almag en sy tyd. Hy weet, God is almagtig. Hy erken dit en hy leef daarmee saam. Hy weet, God regeer altyd tot elkeen sy bes wil. Al begryp jy nie waarom hy so swaar moes kry nie. Hy bly in gesprek met die Here, totdat die Here se wil, ook sy wil geword het. En dan is hy bly oor die lyding. Hy sê in die later gedeelte van die Psalm, ek is bly oor die lyding wat ek gehad het. Ek het gesien u het my lief. In die lyding God se liefde ervaar en God se barmhartigheid. Was goed vir hom gewees. En so sy gemeenskap met God verinnig. Hy het sy liefde en diepte leer ken. Hy beklemtoon dit. En goed was om soveel te ly. En dit is typies van 'n gelowige, 'n verhouding met God, kan jy altyd dieper en dieper leer van hom, juis in tyd van lyding en swaarkry. Hy het sy sonde bely, vergifnis ontvang, en so God se genade en liefde beter leer ken. So reg jou sonde bely, dan leer jy God se genade regtig waar ken.
Hy prys die Here vir soveel guns en genade wat hy ontvang het. So 'n positiewe afsluiting in sy lied tot ere van God, waar hy dankbaar is. En daarna die volgende hoofstuk, baie negatief. Dit is ongelukkig so, die mens is ontvang in sonde en gebore, en geneig tot 'n kwaad. Dit is so maklik om die beproewing, die lyding te vergeet, en dit mense te steel. Die koning van Babel, wat in daardie stadium 'n opstand wou kom teen die koning van Assirië, wat die magtige heerser was, stuur geskenke en gesond in Hizkia. Baie goeie geleentheid, hy was siek gewees, hy het gesond geword, wees geluk daarmee. Maar eintlik is die bedoeling van die koning van Babel om 'n vernoot te kry, nog iemand te kry, om saam met hom te veg teen die koning van Assirië. En dan Hizkia word echt menselijk betrek in 'n normale politieke spel. Hy vroeg gevlei dat die koning van Babel herken en sy wenningsvrou 'n moontlike opstand in Assirië. En dan wys Hizkia al sy skatte wat hy het, en alles wat hy bymekaar gemaak het, en ook sy voorraadkamer. Hy wys eintlik al sy wapentuig vir die gesandte van Babel, om te sê, kyk hoe sterk is ons, kyk hoeveel het ek. In plaas daarvan dat hy soos hy gebid het, nederig op God alleen vertrou. Hy spog met sy vermoë. Het lyk asof Hizkia sy vertroue van God verskuif na Babel. Ons lees nêrens dat Hizkia vir God gevra het, en die profeet gesê, wat moet hy doen nie? Hy doen dit wat hy graag as mens wil doen. En dan kom Jesaja, en hy kondig die oordeel oor die optrede van Hizkia aan. Die koning aanvaar dit gelater. En ek sê, ja, dis goed, solank daar in my tyd my vrede is. Eie geregtig, homself verrig, terwyl hy in sy gebed so op God gerig was, so nederig, dankbaar was en geleefd God. So anders as my siekte, maar hy God geworstel het om langer te lewe. Maar die aanvaar hy het gelaten, sonder om te bid vir vergewing. Hy kon sy sonde bely, gebid het vir vergewing, maar hy wou nie. Ons weet nie hoekom nie, daar kom het om nie persoonlik geraak het nie, want hy bid nie en tree nie in vir die volk, wat later in ballingskap weggeluister word as gevolg van sonde nie. Mense verwag ons so Godvreesende theokratiese koning, wat hy so gebid het vir sy onderdane. Here, vergeef ons sonde, geef ons nog langer tyd om die land te bly. Maar Hizkia se tyd is visie beperk tot homself en sy lewe. En dit belangrik, hierdie sonde wat Hizkia doen, roep om die volmaakte gehoorsaamheid van Jesus Christus. Geen mens kan volmaak gehoorsaam wees nie, al leef hy hoe goed ook al. Alles roep om die koms van Jesus Christus, wat volmaak gehoorsaam alles sal doen wat God gevra het. Ons lees daarvan dat Christus in Getsemane geborstel het. Het God gevra, kan die lydingsbeker tog by my verbygaan? Nie my wil nie, maar u wil geskied. 'n gemeenskap met God, ontvang hy die krag en genade, om daarna die swaar dood van die kruis, die lyding, die sterwe te dra, om sodoende die oordeel van God te dra. Hy dra die straf. Hy doen versoening vir ons, om te lewe, heerlike voorreg, soveel meer as Hizkia. Ons kyk terug na Christus se werk, na sy volmaakte gehoorsaamheid, en daarom kan ons in gemeenskap met God leef. Daarom kan ons as sondige mense aan toe gaan na sonde bely, met hom praat, of vra vir krag en genade, en smeek hom, nie swart te wees deur gebed en smeek in sy koninkryk. Daarom doen voorbinding vir almal. Leef in gebed saam met hom, sodat jou lewe volgens sy wil in diens van hom sal wees, en hy daardeur verheerlik word. Amen. Ons dank saam. Ons almagtige hemelse God, Vader, Seun en Heilige Gees, wat 'n heerlike voorreg om te weet dat U in gemeenskap met ons die koninkryk wil bou en regeer. Ons bely ons sonde voor U dat ons geensins dit verdien nie, maar slegs alleenlik uit genade is, op grond van die soendood van Jesus Christus ons Here. Ons loof en dank U vir sy gehoorsaamheid, sy lyde, sy sterwe, sodat ons as nuwe mense saam met U kan leef en kan werk tot ere van U naam. Gee ons U wysheid, liefde, genade, barmhartigheid. Ons bid vir U kerk oor die ganse aarde.
Laat die kerk waarlik suiwer kerk wees en dit doen wat u wil hê ons moet doen, sodat uw naam verheerlik kan word. Wil u al ons sondes vergewe, lei ons deur die woord en deur die gees. Ons bid ook vir die wêreld, ons bid vir vrede, barmhartigheid, genade, wil u oorloë laat ophou, wil u insig en wysheid gee vir leiers om reg op te tree tot ere van uw naam, volgens uw woord en uw welbehaag. Ons bid ook dat u met almal wees wat swaar kry as gevolg van die oorloë, verwoesting, lyding, skenk hulle u krag en genade. Ons dank u ook vir die reën wat u geskenk het. Ons bid, wees in plekke waar daar stroom is, wil u daar ook lei, dra en naby wees en genade gee. Leer ons om te leef in afhanklikheid van u, om te weet u alleen kan alles bepaal. En leer ons om so te leef dat ons lewens uw naam alleen sal verhoog. Versorg ons elke dag na ons nood en na ons behoeftes en gee ons wysheid, insig en genade om in alles gehoorsaam te wees en dit te doen wat u van ons vra. Vergeef ons sondes en lei ons nou deur die woord en deur die gees om Jesus naam te bely. Amen. Daar is geleentheid vir een saam met liefdegawe. Ons sing Psalm 40 vers 2 en vers 4.
ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees. Baie dankie broers en susters, net 'n enkele gelukwensing aan Gert en Corlia, die deel van hulle kleinkind laas Sondag, Gert. Ons hoop hy sal 'n goeie voorbeeld kry van sy ouers, sy grootouers. Baie dankie vir julle.